Vriende, ek wil begin vanaand dan met 'n vraag. En die vraag is, as jy die woord getuies of getuie hoor, waaraan dink jy? Wat is die eerste ding wat opkom by jou? Die hof? Wie het gesê die hof? Baie dankie. Het jy al baie tyd in die hof spandeer of het jy maar net daaraan gedink? Die hof, dankie Marita. Nog iemand? Waaraan dink julle? Getuies, getuienis. Hoe sê om iets te sê? Fantasties. Hoe sê jy? Teken as 'n getuie op 'n kontrak? Ja, dankie, dis 'n goeie ene. Nog gedagtes? Vertel wat jy gesien het? Baie mooi. Wonderlik. So, getuies of 'n getuienis, julle het nou baie self na die wetlike kant toe gegaan, maar ek dink binne die kerk het ons ook 'n bepaalde gedagte van getuienis. As ek sê om te getuig of 'n getuienis te lewer in die kerk, dan het ons ook konnotasies wat ons daaraan maak. En vir almal van ons is dit nie noodwendig positiewe konnotasies nie. Byvoorbeeld, dalk dink jy as iemand wat getuig as 'n tipe van evangelis, miskien iemand wat op 'n straathoek staan, miskien een van daai oomies wat sê jy gaan hel toe, een van daai oomies. Dalk dink jy aan iemand in die sendingveld. Iemand wat 'n getuie is dalk iemand wat sendingwerk doen en in die sendingveld werk, iemand wat 'n spesiale roeping daarvoor het. En as jy dalk soos ek is, as jy hoor die woord getuie of getuienis, dan dink jy aan die Jehova getuienis. En die mense wat van deur tot deur loop en klop aan jou deur in Gordons Bay, is hulle baie volop. Hulle is die hele wêreld vol, hulle het 'n baie sterk gemeenskap in Gordons Bay. So as jy praat van getuienis of 'n getuies, dan dink ek aan die Jehova getuies. Net so 'n bietjie agtertoe staan dat ek daarom vir Jolante ook kan sien. Ek sien sy rek haar nek so vreeslik om my te sien. So ja, daar's dalk 'n paar konnotasies daaraan wat nie noodwendig positief is nie. 'n Ander ding wat soms gebeur wanneer ons praat oor die woord getuienis is dit laat ons soms 'n bietjie ongemaklik voel. Want baie keer dink ons dat jy weet, ons is maar net ou normale gewone mense. En daai mense, hulle wat getuienis lewer, hulle wat getuig in die kerk, ek kan nie daai dinge doen nie. Hulle is dalk mense wat spesiale gawes of talente het. Ek los dit maar liewer vir hulle om dit te doen. Maar die goeie nuus is, wanneer ons praat oor die getuienis en om getuies te wees binne die kerk, dan het ek goeie nuus vir julle. En die goeie nuus is dat die Here het ons nie geroep om reklamebeamptes te wees vir die koninkryk van God nie. Hy het ons nie geroep om die produk van die koninkryk aan mense te verkoop nie. Die Here het ons geroep om getuies te wees. En hierby het julle baie goed aangehaak by wat is 'n getuie. Want 'n getuie is in 'n hofsaak is nie iemand wat met slim teoretiese of teologiese argumente moet kom en fancy woorde gebruik of so om 'n punt of iemand te oortuig van iets nie. Die rol van 'n getuie is om eerlik te verwoord wat hulle gesien het. Die doel van 'n getuie is om eerlik te verwoord dit wat hulle gesien het, gehoor het en beleef het. En dit is natuurlik nog meer waar as dit kom by die kerk. Ons rol as getuies van Jesus Christus is net eenvoudig om te getuig van dit wat ons gesien het, gehoor het en beleef het die Here gedoen het in ons lewe. So hierdie gedagte wil ek vir ons vanmiddag, vanaand, ek het amper weer vanoggend gesê, koppel aan 3 ankertekste. En vanuit daai 3 ankertekste gaan ek vir ons 'n baie praktiese dinge gee om saam met jou huis te vat. Dit is vir my belangrik met hierdie Pinkster as ons sê dat ons praat oor wat dit beteken is om getuies te wees, om geroep om getuies te wees, dat ons prakties hier moet wegloop. Julle moet huis toe loop met iets wat julle kan help met hierdie dinge. So, kom ons staan eers dalk 'n bietjie vas by die teksgedeeltes. Die eerste teksgedeelte wat ek met julle wil lees is in Handelinge 4 uit. Handelinge 4 vers 13 en dan vers 19 tot 20. En dit is die gedeelte waar Petrus en Johannes voor die Joodse raad verskyn, die Sanhedrin. Kom ons lees saam. Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leuke is, was hulle verbaas en het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Dan gaan ons 'n bietjie na die einde toe, dan vers 19. Petrus en Johannes het hulle egter geantwoord en gesê, of dit reg is vir God om eerder aan julle te luister
as na God moet julle self oordeel, want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en wat ons gehoor het nie. En dis die eerste teksgedeelte, en waarmee my dit help is dat van die bekendste mense in die Bybel, van die bekendste disippels en apostels, Petrus en Johannes, hulle was nie kweekskool toe nie, hulle het nie 'n teologiese graad gehad nie, hulle het nie 'n klomp opleiding gehad nie, en die teksgedeelte vanaand, sê dat hulle ongeleerd en leuke was. Hulle was net normale mense soos ek en jy. En die wonderlike ding is dat net deur normale mense te wees, is hulle erken as mense wie saam met Jesus was. Sien, want hulle aksies en hulle woorde het gespreek van die persoon wie hulle volg. Om getuies te wees is 'n uitvloeisel van ons geloof en ons verhouding met die lewende God. Wanneer ons 'n verhouding met die lewende God het, en soos in Petrus en Johannes se geval, wat hulle saam met Jesus geleer het en geleef het en met hom beweeg het, dan is wat hulle sê en doen 'n uitvloeisel van dit wat hulle glo. Dit kan nie weggesteek word nie. Al wat hulle gedoen is om te getuig van dit wat hulle gesien het en wat hulle gehoor het. Wanneer ons getuies is, dan sien mense ons aksies. Hulle sien ons integriteit en hoe ons in ons alledaagse lewe handel met wat ook al ons mee besig is. Die ander ding wat vir my uitstaan in hierdie teksgedeelte is dat hierdie boodskap, hierdie belewenis wat hierdie mense gehad het, so groot was dat hulle nie anders te kon as om dit te deel met ander mense nie. Deur woord en deur daad. So dit is so of die eerste teks. Die tweede teks wat ek wil hê ons moet bietjie by vashak is Kolossense 4 vers 5 tot 6. En nou is Paulus aan die woord. Nog 'n baie belangrike apostel, iemand wat baie gehelp het en gepraat het en geskryf het oor getuienis en wat self ook getuig het. Kolossense 4 vers 5 tot 6 lees as volg: Tree met wysheid teenoor buitestanders op en koop die tyd uit. Julle woorde moet altyd van goeie smaak getuig, soos met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om ieder en elk te antwoord. Is interessant, daar's 'n paar goeters hierso wat aan die gang is. Paulus skryf hier hoe om op te tree teenoor buitemense, mense wat nie binne die kerklike gemeenskap is nie. En wanneer dit kom by getuienis, is dit ook 'n belangrike ding. Want almal van ons ken stories van mense wat al seer gemaak is deur die kerk, wat persepsies het oor wat die kerk is, wat gelowiges beteken, vooropgestelde idees. En dit was dieselfde in Paulus se tyd. Mense het idees gehad oor wat dit beteken om kerk te wees in die kerkgemeenskap. Hulle het dinge vir mekaar gesê. En so Paulus sê hierso, wanneer jy met mense praat wat nie gelowig is nie, tree dan so op met wysheid. En hy gebruik die woorde met sout besprinkel. En julle onthou, ek het so 'n paar sondae terug gepraat oor sout en oor geur te wees vir die wêreld rondom ons. So kom ons maak dit prakties. Wat bedoel Paulus? Wat doen sout? Sout verander die smaak van kos. As jy sout oorgesprinkel het, dan proe dit anders. Dit gee geur aan die wêreld rondom ons. So Paulus sê ons woorde moet met sout besprinkel wees. Ons woorde en aksies moet geur gee. So dit vra ons dan om dit te beantwoord oor hoe aksies kan lyk wat met sout besprinkel is, vra ons onsself eers af, hoe reageer mense normaalweg in die wêreld? Hoe reageer mense in tye van krisisse en van moeilike tye, en daarteenoor hoe reageer Jesus? So die normale reaksie is dat wanneer dinge skeefloop, dalk is daar 'n besigheidstransaksie wat misgegaan het, of dinge het fout gegaan by die werk. Die normale reaksie van mense is dikwels om te skree, kwaad te word, iemand te blameer, dadelik in verdediging te gaan. Dis nou in die werkplek, maar julle weet mos maar hoe die dinge op die paaie ook kan wees, maak nie saak wat die reaksie is nie. Julle ken ons emosionele kreature wat mense is, hoe ons natuurlik reageer. En so wat Paulus sê is, hoe moet ons dan reageer as gelowiges? Hoe lyk dit wanneer ons woorde en dade met sout besprinkel is? Volgeling van Jesus haal asem, hanteer die krisis met kalmte, wys genade vir die een wat die fout gemaak het en soek 'n konstruktiewe oplossing.
Dit is amper soos wat ons altyd vir mekaar gesê het, is wat sou Jesus doen in 'n situasie? Want daardie keuse om anders te reageer, as wat die situasie verlang of wat die norm is, dit is die geur wat mense laat opmerk dat iets anders is in my en jou lewe. Dis deur daai optrede en ons ander reaksie dat mense agterkom, hey, hier is iets anders aan die gang in hierdie persoon se lewe. Hulle het iets wat ek nie het nie. Die derde teksgedeelte, 1 Petrus 3, vers 15 tot 17. Dit is as volg: Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Elkeen wat vir julle vra. Doen dit egter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smallend is oor julle goeie leefwyse in Christus beskaamd kan staan. Dit is immers beter, as dit God se wil sou wees, dat julle ly omdat julle goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen. So hierso haal Petrus half ook uit wat dit beteken om 'n goeie burger te wees. Ons het nou ook gepraat dat deur ons aksies sien mense wie die Here is. Maar wanneer mense dan sien dat jy anders is, hoop te midde van swaar kry en uitdagings, dan lei dit dalk tot 'n gesprek. En Petrus sê hierso, wees reg om te antwoord wanneer die gesprek oor geloof opkom. En hy sê, hoe doen ons dit? Ons doen dit deur sagmoedig te wees en met respek. Ons kyk nie neer op ander mense nie. Ons preek nie vir hulle van 'n morele hoëgrond af nie. Ons is bloot eerlik oor hoe die Here ons verander het. So ek wil hierdie 3 tekste vat en ek wil dit gebruik as ankers. En daarom wil ek julle los met 3 baie praktiese dinge wat julle saam met julle kan neem die week. Wanneer ons vir my sê, wat beteken dit om as getuies te deel, die boodskap te deel met mense, dan kan ons dit hierdie 3 wenke gebruik en hopelik kan dit jou help. Die eerste wenk wanneer ons praat oor getuies wees of om met mense te deel, voel nie intuïtief nie, maar dit is om te luister. Nou ons het gister gepraat by kerk om te luister vir die Heilige Gees, geluister vir die Here, maar hierdie is 'n ander tipe luister. Hierdie is om te luister vir mense. Om te luister na wat mense sê. Voor ons oor ons eie geloof praat, moet ons luister. In vandag se vinnige wêreld luister amper niemand meer na mekaar nie. Ons almal is besig met ons eie dinge, met ons fone, ons agendas, afsprake van die een plek na die ander plek, en dit is selfs vir my moeilik om te luister en teenwoordig te wees. Om jou eie onverdeelde, egte aandag vir 'n ander mens te gee, is een van die grootste en skaarsste geskenke wat jy as 'n Christen vir iemand kan gee. Want ons lewe in 'n wêreld waar mense nie gesien is nie gehoor word nie. Een van die grootste geskenke wat jy vir iemand kan gee, is om te luister vir hulle. Dit is op sigself reeds 'n unieke geur in die wêreld. Dink aan 'n kollega of 'n buurman, iemand wat dalk vir jou gesê het, dit gaan dalk 'n bietjie moeilik. Sukkel dalk so 'n bietjie. Dalk is daar probleme by die huis of hulle sukkel met hulle gesondheid. In plaas daarvan om dadelik met 'n Bybelvers of 'n kitsoplossing te kom, stop waarmee jy besig is. Luister met deernis. Vat 5 minute van jou tyd. Luister net na die persoon. Daardie luister skep heilige grond waar op 'n opregte gesprek later kan plaasvind oor geloof. Dit skep 'n vertrouensverband en dit is hoe ons verhoudings bou met mense as gelowiges. Ons die deur oopmaak vir God om sy werk te doen. So die eerste praktiese wenk is, luister vir mense. Die tweede ene is, deel die hoekom en nie die wat nie. Nou kom ek verduidelik wat ek hierby bedoel. Deel die hoekom en nie die wat nie. Wanneer die geleentheid kom om met iemand te praat oor jou geloof, as julle 'n verhouding met mekaar gebou het en daar is iets tussen julle en julle kan gesels oor geloof,
Wanneer die geleentheid kom, moenie vir die mens vertel wat hulle moet glo of wat hulle verkeerd doen nie. Dis nie hoe ons as Christene die ding doen nie. Moenie hulle nie vertel wat hulle moet glo en wat hulle verkeerd moet doen nie. Vertel liewer vir hulle hoekom jy self hoop het en glo. So hoor julle, moenie die wat met hulle deel nie, deel die hoekom. Hoekom jy glo. Hoekom jy voel die Here het 'n verskil in jou lewe gemaak. Niemand kan met jou eie ervaring stry nie. Wat die Here in jou lewe gedoen het en in jou hart en jou perspektief, ek kan nie vir Miranda sê, hey, die Here het nie dit gedoen nie, want dis Miranda se storie en Miranda se verhouding met die Here. Verstaan? Deel dit met mense. As iemand jou vra, hoe kry jy dit reg om in stresvolle situasies so kalm te bly? Is dit die oomblik om bloot net te deel wie en wat jou anker in hierdie lewe is? Onthou, jy verkoop nie 'n produk nie. Jy deel net waar jou krag vandaan kom. So die eerste een is om te luister, die tweede een is vertel die hoekom en nie die wat nie. Die derde een sluit so effe daarbey aan, maar dit vloei daaruit. En dit is bewoord jou reis. En hier kom ons aan die kern van wat dit beteken om opreg te wees in jou geloof. Jy hoef nie fancy woorde te hê of in ander taal te praat nie. Al wat jy doen is, jy artikuleer die verandering wat in jou lewe gebeur het. Moenie probeer om perfek te klink nie. Verduidelik bloot net hoe die Here jou prakties in jou alledaagse lewe vorm. Hoe is dit wat die Here jou bystaan in jou dag-tot-dagse lewe? Wat is 'n voorbeeld daarvan? Dis om te sê, weet jy, dat vanaf ek doelbewus stilte tyd in die oggende hou en gereeld kerk toe kom, het ek agtergekom ek word deesdae baie minder kwaad. Die Here is besig om my te leer dat sekere dinge bloot net nie my woede of my vrede werd is nie. As jy dit so deel, dan is jy nie prekerig nie. Jy sê nie vir 'n ander persoon dat hulle moet kerk toe gaan en dat hulle so dit moet doen om so minder kwaad te word nie. Jy vertel bloot soos 'n ware getuie dood eenvoudig die opregte feit oor jou lewe en wat die Here in jou lewe doen. Dit is rou, dit is eg en dit is baie kragtig. Toe vriende, dit is die 3 praktiese dinge wat ek met julle wil los vanaand, wanneer dit kom by te deel. Wanneer ons die goeie boodskap van die evangelie met mense deel, wanneer ons met mense deel wat die Here besig is in ons lewe, wanneer ons die goeie nuus met mense deel, dit is die 3 praktiese dinge wat ek graag by julle wil los. Luister en wees teenwoordig, deel die hoekom. Wat het die Here in jou lewe verander? En dan bewoord jou reis. Bewoord hoe die Here elke dag saam met jou op pad stap en hoe die Here jou hart verander. Dit is my gebed met Pinkster, dat julle hierdie dinge saam met julle kan deel, saam met julle kan vat, sodat julle opreg die boodskap van die goeie nuus met mense kan deel. Amen. Kom ons gee 'n oomblik vir gebed. Ek gaan vanaand 'n oomblik gee dat ons sommer net in stil gebed intree, so daar waar jy sit, neem 'n oomblik, praat met die Here oor jou eie lewe wat aan die gang is. Vra vir die Here vir jou om 'n deur oop te maak in mense rondom jou en jou verhoudings, dat die Here jou ook die vrymoedigheid sal gee om 'n getuie te wees. So sit daar in stilte, ek gee 'n paar oomblikke en dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Ons liefdevolle Heer, dankie dat ons getuies kan wees. Dankie Here dat U ons roep om te deel, nie net hoe U ons verander het nie, maar waar U daagliks met ons op reis is. Here, help ons wanneer ons praat oor die goeie nuus, om mense te ontmoet waar hulle is en dood eenvoudig ons persoonlike reis te deel, hulle in te nooi in die heilige grond van U evangelie. Gee ons die vrymoedigheid om met mense te praat, Heer. Help ons om te luister en verhoudings met mense te bou, Heer. Help ons om met oop oë deur die wêreld rond te loop, aktief te luister waar U besig is, Heer, sodat U ons daar kan gebruik
waar dit nodig is. Lei ons, Heer, sodat ons ware getuies kan wees van u goeie nuus hier in Grabouw. Amen.